Goeiedag almal. Baie welkom by nog 'n unieke Kerk Sonder Mure erediens. Baie welkom vir die nuwe mense. As jy vandag die eerste keer ingeskakel het, nie weet wie Kerk Sonder Mure is nie of KSM is nie, jy is baie welkom om ons webtuiste te gaan besoek. Daar gaan jy inligting kry oor wie ons is en jy kan ook uitvind as jy wil deel word van hierdie geloofsfamilie, hoe jy kan deel word. Verlede Sondag het ons 'n wonderlike dankie sê of 'n dankie Sondag gehad, aanlyn wonderlike belewennisse en ook in die in-persoon eredienste. Dit was ook die geleentheid waar ons 'n oproep gedoen het tot 'n boonbehalwe addisionele dankie sê bydra, finansiële bydra. Ek wil van hierdie geleentheid gebruik maak deur vir elkeen wat reeds bygedra het te sê baie dankie en ek wil jou aanmoedig en uitnooi, oorweeg dit asseblief bidend as jy nog nie bygedra het nie, om op hierdie manier ook by te dra aan die uitbrei van die koninkryk en die verskil wat ons kan maak in hierdie wêreld. Johan Smit is vandag hier aan die woord. Hy gaan 'n boodskap deel wat die Here op sy hart gelê het. Ek is so opgewonde oor Johan wat deel is van ons span, deel is van die beweging van KSM en ek is ook opgewonde om te hoor die boodskap wat hy vandag met ons wil deel. Daar's nog 'n laaste geleentheid ook vandag vir jou om te bespreek, jou voertuig te bespreek vir die inry erediens wat plaasvind. Dit is eintlik 'n wonderlike feesgeleentheid wat plaasvind vanaand by Midstream in die Zone. Jy kan aanlyn bespreek, die inligting sal jy nou sien. Bespreek jou voertuig, laai mense in jou voertuig en kom beleef hierdie wonderlike feesgeleentheid met wonderlike kunstenaars wat optree, boodskap wat ons gaan deel en net 'n wonderlike saamwees. Moet asseblief nie hierdie wonderlike geleentheid misloop nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U is die God wat vir ons geleenthede skep. U is die God wat dit vir ons moontlik maak om kerk te wees in die wêreld, in hierdie land van ons elke dag. U is ook die God wat dit die afgelope tyd onder ander en nuwe en moeiliker omstandighede vir ons moontlik gemaak het om kerk te wees. Dankie vir die voorreg wat ons het om vandag deel te mag neem aan 'n erediens, 'n diens waar ons eer aan U bring. U is 'n wonderlike God en daarom wil ons so graag hoor wat op U hart is vir ons. Want ons weet, ons is oortuig daarvan dat U bedoelings met ons, U kinders, wonderlik goed is. En daarom is alles wat U doen omdat U goed is goed. Kom, praat met ons, Here, en word verheerlik deur die gemeenskap wat ons het vandag. Ons gee onsself aan U en ons is beskikbaar om te luister wat U wil sê. Hartlike hallo van my kant af. Dit is vir my so voorreg om 'n bietjie weer saam met jou te kan kuier by hierdie besonderse diens, 'n gesinsdiens. So ek vertrou dat oud en jonk, pa, ma en kinders en dalk oupa en ouma daar by mekaar is en saam kyk. En omdat dit 'n gesinsdiens is, hoop en vertrou ek ook dat elke ouer mens en elke jonger mens, elke kind, elke woord gaan verstaan en na hierdie diens in staat sal wees om dit te gaan leef. Ons moet altyd tog onthou, weet jy, die woord gaan nie daaroor om net te luister nie, net te hoor nie. Bybel lees is nie net lees nie. Dit gaan nie net oor die boek nie, dit gaan oor die leef van die boek. Dit gaan oor die leef van die woord. En kom ons onthou dit ook as ons vandag luister na hoe die Here met ons gaan praat uit sy woord uit en deur sy woord. Nou ek gesels oor die tema, ek het 'n baie eenvoudige tema gekies. Wees sout. Wees sout. Nou, hoe kan ek iets wees as ek dit nie is nie? Aan die woorde, ek moet eers sout wees. Ek moet weet ek is sout en dan kan ek dit gaan leef, dan kan ek dit gaan wees. En dis die duidelike woorde van die woord van die Here in Matteus 5, baie bekende gedeelte. Matteus 5 vers 13. Ek gaan dit vir jou uit 2 vertalings uitlees, sodat dit maklik en duidelik verstaanbaar is. Matteus 5 vers 13. Julle is die sout vir die aarde. Maar as sout verslaan het, hoe kry 'n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi en die mense
vertrap dit. So dis die gewone 83 vertaling wat sê, julle is die sout vir die aarde. Dis hoekom ons dit moet gaan wees. Dis een ding om te weet ek is sout. Dis 'n ander ding om dit te gaan leef. En die uitdaging van hierdie boodskap vandag is om prakties te weet wat dit beteken om sout te wees en om dit te gaan leef. Kom ek lees vir jou die boodskapvertaling van presies dieselfde vers. Julle is sout wat smaak moet gee aan hierdie smaaklose wêreld waarin almal in sonde leef. As julle dit nie doen nie, beteken julle net mooi niks vir God nie. Dan kan hy julle net sowel op die ashoop gooi. Wow. Die belangrike waarheid, eerste waarheid wat kom uit hierdie verse uit, is jy is sout. As jy jouself 'n kind van God noem, 'n kind van die Here noem, dan is jy sout. Dis nie iets van 'n proses van word sout nie. Nee, jy is die sout vir die aarde. Daarom gaan wees dit. Daarom gaan leef dit. Maar nou het ek al so baie keer by myself gedink. Sout, hoekom gesê die Here vir my en vir jou? Ons is sout. Weet jy, ek het nou vandag hier in my hand ek het nou saamgebring van die huis af, sulke soutkorrels. Jy sal nou sien soos ek hulle nou hier gooi, en dan kan man nou maar val ook, want sout maak nie vuil nie, sout maak eintlik skoon. Jy sal dit net nou hoor en leer uit die boodskap uit, wat ek met jou gaan deel. Maar hier is nou sulke soutkorrels, en sout, as jy een van hierdie korrels vat, en jy sit hom op jou tong, dis nie lekker nie. Dis nie lekker nie, dit is so 'n erge sout smaak. Nou, hoekom sal die Here dan nou vir my kom sê en vir jou kom sê, jy is die sout van die aarde, iets wat nie regtig lekker is nie. Hoekom nie eerder die pannekoek nie? Hoekom nie eerder die sjokolade nie? Dit is mos nou iets wat lekker is en so aan. Nee, weet jy, dis interessant, baie belangrike beginsel. Nommer 1, jy moet weet, jy is die sout. Nie word die sout nie, jy is die sout. Daarom kan jy dit gaan wees. Daarom kan jy dit gaan leef. Tweede belangrike ding van sout. Sout moet by iets gegooi word. Sout moet iets anders tref om werklik waardevol te wees. Sout alleen, ons lees dit in hierdie Bybelverse ook, Matteus 5 vers 13. Sout alleen gaan verslaan en dis niks werd nie. Dit kan net sowel op 'n ashoop gegooi word. Maar sout, wanneer dit iets tref, wanneer dit by iets gegooi word, kom ons dink byvoorbeeld, eenvoudige ding, pap sonder sout. Dis smaakloos. Dis regtig smaakloos. En die boodskapvertaling sê juist vir ons moet sout gaan wees, ons moet smaak bring in 'n smaaklose wêreld. Kom ons dink aan groente, boontjies sonder sout. Vleis sonder sout. Dis smaakloos, dis nie lekker nie. So sout moet iets tref. So as ek en jy die sout is wat die Here vir ons kom sê, jy is die sout en ek is die sout, dan moet ons om effektief te wees hierdie wêreld tref. Ons moet in hierdie wêreld leef en 'n verskil maak in hierdie wêreld. So daar het jy al reg aan die begin van hierdie boodskap. Verstaan jy al klaar wat dit beteken dat jy sout is? Sodat jy dit kan gaan wees, sodat jy dit kan gaan leef, sodat jy kan gaan smaak gee aan 'n smaaklose wêreld. En wat ek toe nou verder gedoen het, is ek het spesifiek gaan kyk bietjie in die Bybelse tyd. Daardie tyd, lang terug, duisende jare gelede. Wat was die funksie en wat was die rol van sout toegewees? Ons weet wat dit vandag is. Ons gooi dit by pap en ons gooi dit by groente, ons gooi dit by vleis of wat ook al, of op dit en dit gee smaak. Maar in die Bybelse tyd is verskriklik interessant. Die rol wat sout gespeel het en hoekom hierdie vers in die Bybel staan. En hoekom al spesifiek vir jou en vir my gesê word, gaan wees sout. En die eerste belangrike ding, en ons het dit al reeds so aangeraak, sout gee smaak. Sout gee smaak. Word by kos gegooi om smaak te gee. Nou wil ek jou snaakse vraag vra. Hoe lyk iemand se lewe wanneer jy nie smaak aan die lewe gee nie? Kom ek herhaal die vraag. Hoe lyk iemand se lewe wat nie smaak aan hierdie wêreld gee nie? Dit is baie eenvoudig. Dit is mense wat baie selfsugtig is.
Dit is mense wat net aan hulle self dink. Dit is mense wie se lewe net om hulle self draai. Met ander woorde, hulle hou hulle self eenkant, hulle is so belangrik. Of, dit kan selfs 'n gelowige wees, wat die Here leer ken en sê, okay, nou is ek gered, ek is op pad hemel toe, en nou hou ek myself eenkant. Ek hou myself so eksklusief hier in 'n hoekie, eenkant. Kan jy effektief wees? Nee. Elkeen wat hulle self eenkant hou, is deel van die hoop sout wat niks werd is nie, die sout wat gaan verslaan, wat net so wel kan weggegooi word op die ashoop. Nou die ander vraag, hoe lyk iemand se lewe, wat wel smaak gee aan hierdie wêreld? En ek hoop dis jou lewe, en ek hoop terwille van myself, dis my lewe. Hoe lyk 'n lewe wat smaak gee aan hierdie wêreld? Dit is wanneer jy die sout is wat hierdie wêreld tref. Met ander woorde, jy is in hierdie wêreld, jy hou jouself nie eenkant nie. Jy is nie selfsugtig nie, en jy besef maar die hele lewe draai eintlik om ander mense, dit gaan om ander op te hef, dit gaan om ander te verbeter, dit gaan om vir ander iets te beteken, dit gaan om vir ander iets te doen. Ek is bereid om op te offer, om die minste te wees, en ander hoër te ag as myself. Dis wat dit beteken, om smaak te gee aan hierdie wêreld. Met ander woorde, ek meng wel met ongelowiges. Ek draai nie my rug op hulle nie. Ek meng wel met mense van wie ek dalk nie so baie hou nie, wat nie heeltemal inpas in my vriendekring nie. Ek is met hulle gaaf, ek is met hulle vriendelik, ek aanvaar hulle vir wie hulle is. Ek hou nie myself eenkant nie, want sout wat eenkant is niks werd nie, dit kan nie smaak gee nie. 'n tweede baie belangrike funksie van sout, veral in die Bybelse tyd. Ek is oortuig jy het hierdie nie geweet nie. Sout was 'n belangrike bestanddeel in die Ou Testament van die wierookoffer en die brandoffer. Met ander woorde, wanneer die Jode offers gebring het vir God, offers, sacrifice, soos die Engelse dit sal sê, dan was sout 'n belangrike bestanddeel van daardie offer gewees. Ek het jou gesê, jy gaan 'n paar dinge leer vandag. Daar's een van die goed wat ek oortuig is jy nie geweet het nie. En die oomblik wat jy die woord offer hoor, en nou kan jy heeltemal tereg vir my vra, maar wat het dit nou te doen met my lewe vandag? Sout was nou deel van 'n wierookoffer en 'n brandoffer gewees in die Ou Testament, maar wat nou van my vandag? Ek wil vir jou hierdie bekende skrifgedeelte lees in Romeine 12, vers 1. So lees dit gerus saam met my. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Wat is die wesenlike, die belangrikste van die godsdiens wat ons moet beoefen? Gee jouself as 'n offer. Wat het ons net vir mekaar gesê? Sout is 'n belangrike bestanddeel van 'n wierook en 'n brandoffer. Nou nadat Jesus gekom het, werk dit anders. Hy het die offerlam geword. Ek en jy aanvaar hom as ons saligmaker en ons verlosser, en ons sê van nou af stap ons agter Jesus aan elke dag. So iewers in jou lewe moet daar daai oorgawe kom, daai weggee van jouself. Here, kom gee my u hart, kom gee vir my nuwe hart, kom gee vir my nuwe ore, kom gee vir my nuwe oë waarmee ek kyk na hierdie wêreld. Daai mooi Engelse woord weer, die surrender, die weggee van jouself. Dis wat dit beteken om sout te wees. Dis wat dit beteken dat sout 'n belangrike deel van 'n offer was. So jy is die sout, so gee jouself weg. Wees 'n offer vir die Here. En leef met jou oë en jou ore sensitief om 'n verskil te maak in hierdie wêreld, want jy's oorgegee, jy's weggegee as 'n heilige offer, 'n aanneemlike offer vir jou hemelse Vader. 'n Derde belangrike rol van sout is dit in die Bybelse tyd, dit het gepreserveer. So dink gou-gou. As ek nou vir jou net daaraan herinner, jy weet hierdie, daar was nie yskaste en vrieskaste gewees in die Bybelse tyd nie. Daai luksheid het glad nie bestaan nie. Vandag het die meeste huise sommer 2 of 3 van die goed. So wat het hulle gedoen met vleis wat hulle geslag het? Hulle het dit gepreserveer. Hoe het hulle dit gepreserveer? Hulle het dit met sout ingevryf, sodat dit langer kan hou. Dink aan biltong,
Dit is niks anders as vleis wat gepreserveer is, nie baie sout wat daarby kom. Dit keer verrotting. Weet jy wat hulle nog met sout gedoen rondom die hele preserveergedagte? As jy nou teruggaan in die Bybelse tyd en jy dink aan 'n dorp of 'n stad in die Bybelse tyd, dan was daar altyd 'n stadsmuur om gewees en dan was daar die gedeelte binne die stadsmuur, dit was nou die dorp of die stad gewees, en dan was daar nou die buitegedeelte, die buite die stadsmure gedeelte. Nou, dis waar die melaatses is verban soontoe, die skurke en die skelms en die boewe is verban soontoe, en dis waar die ashoope was en die dierekarkasse en sulke goeders gelê het. En nou wat nou as daai goed nou gaan vrot? Nee, weet julle wat? Hulle het oor die ashoope, het hulle sout gegooi in die Bybelse tyd. Hoekom? Dink aan die reuk, dink aan die verrotting wat gaan gebeur. Nou, okay, wat het dit nou te doen met my en met jou vandag, 2020, hier in Suid-Afrika? Ek en jy moet sout wees, want ons is dit. Hoekom ons sê dit weer vir mekaar? Ons is sout, daarom kan ons dit gaan wees. Daarom moet ons dit gaan leef. Ons moet verrotting teenwerk. Ons moet verrotting keer in hierdie samelewing. Wat 'n verrotting. Wat is eienskappe van hierdie samelewing vandag wat ek en jy in leef? Ons leef in 'n absoluut gewelddadige samelewing. So om sout te wees, moet ek en jy vredemakers wees. As ek dink aan al die haatspraak wat 'n mens hoor in die media, of dit nou op televisie is en of dit nou op sosiale media is, mense wat mekaar vernietig met woorde, diefstal en motorkaping en al daai tipe van goeders wat gebeur elke dag in ons land. Dit is verrotting, gewelddadigheid. So ons moet vredemakers wees. Ons moet die sout wees op daai verrotting. Die kinders van die Here. Wees 'n vredemaker. Ons leef in 'n geseksualiseerde samelewing. Meer as 4 miljoen pornografiese webtuistes. 2.5 biljoen pornografiese e-posse per dag in die wêreld. En so kan ek aangaan. Dit is verrotting. En ek en jy moet dit teenwerk. Deur reg en rein en heilig te gaan leef. En mense op 'n pad te vat en te begelei van 'n ander lewe, nie 'n verrotte lewe nie. Ons moet hierdie verrotting, moet ek en jy teenwerk. Nog 'n interessante feit. Dis die 4de ene oor sout. Sout reinig. Sout reinig. Nou hoe het dit in die Bybelse tyd gewerk? As 'n baba gebore word, het hulle 'n baba met sout ingevryf. Kan jy dit glo? Terwille van die reinheid van die baba, om die baba te reinig. Hulle het nie die hospitale en al die grand en fancy mediese toerusting wat ons het vandag nie. Nee, hulle het babas met sout ingevryf. Hulle het wonde, as jy seer gekry het en jy het 'n wond gehad, het hulle dit skoongemaak met soutwater. Daar was nie al hierdie goed wat ons ry gou apteek toe gaan koop dit en ry apteek toe gaan koop dat. Nee, wonde is gereinig met sout. En selfs vandag, het jy geweet dat waspoeier geweldig baie sout in het. Dink aan 'n skottelgoedwasser. Skottelgoedwassers gooi jy ook sout in. Hoekom? Dit reinig, dit maak skoon. So in die Bybelse tyd het hulle baie keer van hulle klere gewas met in soutwater byvoorbeeld. Want weer, hulle het nie die luukse gehad om by 'n Pick n Pay of 'n Checkers of 'n Spar in te stap en hierdie goed net te koop nie. Ja, so sout het 'n geweldige belangrike rol gespeel rondom reiniging. En dit is so belangrik dat as ek en jy sout is, dat ons rein lewens sal lei. Dat dit ons diepste begeerte sal wees. Elke dag om vir die Here te sê, Here, bewaar my van die bose. Bewaar my van sonde, bewaar my van onreinheid, sodat ek 'n rein lewe kan leef. En Here, sodat my rein lewe 'n getuienis kan wees vir ander mense. En dat ek ander mense kan help, kan begelei om 'n rein lewe te lei. En soos ek net op jou gesê het, die reiniging was ook vir wonde gewees. As jy seer gehad het, as jy seer gekry het, het jy die seer behandel met sout. En dit is net so belangrik dat ek en jy in hierdie wêreld ander mense se seer sal raak sien. Bewus sal wees van hulle seer en genesing bring
deur daar te wees, deur te troos, deur hulle bekend te stel en te begelei na 'n Vader toe wat omhels en 'n Vader wat vashou en 'n Vader wat gesond maak, ook emosioneel gesond maak. Dis wat dit beteken om sout te wees rondom die punt van reiniging. En dan sommer net 'n laaste gedagte. Weereens, ek wonder of jy hierdie geweet het, dat sout gee lewe en vrug. Wanneer jy sout in grond inwerk, dan verhoog dit die vrugbaarheid van die grond. So in Bybelse tyd, landbou was geweldig groot in die Bybelse tyd. So hulle het geweldig baie sout gebruik om dit in die grond in te werk vir goeie oeste. Nou jou landbouwetenskaplikes vandag sal vir jou baie mooi kan detail vertel van kombinasies van kunsmis wat boere moet gebruik en die grond wat gebestudeer word en die soutgehalte wat bepaal word en daarvolgens word die kunsmis en die soorte kunsmis en die hoeveelhede kunsmis bepaal. Dit het baie te doen met sout en soutgehalte van die grond. So ek en jy moet lewe gee. Lewe gee met ons woorde. Ons moet mense inspireer. Ons moet mense hoop gee. Ons moet uitkyk vir mense in elende. Ons moet uitkyk na mense se seer. En ons moet lewe en vrug bring in hierdie wêreld deur goeie dade te doen. Deur uit te reik na mense in nood. Sien goed soos armoede raak, sien goed soos emosionele pyn raak en reik uit na mense toe. Mense wat hartseer is, wat geestelik moeg geword het en uitgesak het, gaan sit by hulle. Bring lewe. Help hulle om vrug te dra. Gebruik die gawes wat die Here vir jou gegee het. Elke gelowige, elke kind van die Here het gawes van die Here gekry. Gebruik jou gawes om ander se lewe te verbeter. Gebruik jou gawes om ander se lewe op te hef. Dit is wat dit beteken om sout te wees. En nou kom sê die Here vir jou en vir my, jy is sout. Ek is sout. As Jesus Christus in my leef, dan leef hy ook deur my. So die feit dat ek hom ken, sê Johan, jy is sout. Nou dis een ding om te sê ek is sout, dis 'n ander ding om dit te gaan wees. Nou moet ek dit gaan leef. So kom ek vat gou weer net saam hierdie 5 punte. Bybelse betekenis van sout. Nommer 1, dit gee smaak. Die boodskapvertaling so mooi. Ek en jy moet smaak gee in 'n smaaklose wêreld wat so vol sonde is. So ons moet smaak gee. Ons moet die wêreld tref. Ons kan nie net een kant in 'n hoekie sit nie. Ons moet onsself gee as 'n heilige offer wat vir die Here aanneemlik is. Onthou mooi die waarheid van die wierookoffer en die brandoffer. Sout was 'n belangrike bestanddeel. So ons is offers vir die Here elke dag van ons lewe. Ons moet preserveer hierdie verrotting wat in die wêreld plaasvind. Ons moet opstaan teen dit. Ons moet ander lewens lei as dit wat ons sien, dit wat vir ons gedemonstreer word. Ons moet verrotting teenwerk, of dit nou gewelddadigheid is, of dit nou bedrog en korrupsie is, en of dit nou geseksualiseerde samelewing is, ons lewens moet anders lyk. Ons moet rein lewens lei. Ons moet sensitief wees om ander se wonde te reinig. Ons moet heilige lewens lei. En ons moet lewe en vrug bring met ons lewe, met ons menswees, want ons is sout. Dink weer aan kunsmis. Dink weer aan sout wat in grond ingewerk word. Dis ek en jy in hierdie wêreld. Ons moet so deel wees van hierdie wêreld dat hierdie wêreld anders lyk. Ons moet so impak in hierdie wêreld hê dat hierdie wêreld anders lyk. Maar daar's die uitdaging vir jou en daar's die uitdaging vir my. Jy is sout. So gaan wees dit. Gaan leef dit. Kom ek bid. Here, dankie vir hierdie waarheid in Matteus 5 vers 13. Julle is die sout vir hierdie wêreld. Here, dankie dat ons nou kon gehoor het uit u woord uit wat dit beteken. Dat ons dit nou regtig beter kan verstaan, reg kan verstaan. En daarom kan ons kom aanmeld om te sê, Here, ons verstaan nou wat sout wees beteken. Ons is die sout. En nou kom meld ons aan om dit te gaan wees. Ons kom meld aan om dit te gaan leef. Of dit nou in ons huise is, in ons vriendekringe is,
saam met ons maats is, by die skool is, by die werk is, op universiteit is. Here, ons kom meld aan om sout te wees in hierdie wêreld. Bid dit in die naam Here Jesus. Amen. En nou het ons geleentheid om die Here te dien met ons dankoffer. Hier langs my gaan maniere van gee verskyn. En ek wil regtig weer vir jou aanmoedig om ruim by te dra. Ek sê altyd 'n dankoffer is in die eerste plek, soos ons nou net gehoor het. Dis 'n offer vir die Here. Dit is iets wat ons gee vir die Here. Ons gee dit nie vir mense nie, ons gee dit nie eers vir 'n gemeente eintlik. Ons gee dit vir die Here. Voorreg om dit te kan gee hier by KSM, waar ons weet dat hierdie geld, hierdie dankoffer 'n verskil maak in die koninkryk. So kom ons gee met oop harte, met vrymoedigheid, met ruim harte. En nou gaan dit so lekker wees om saam te sing. So gebruik die geleentheid daar waar jy is as gesin, om as gesin ook hierdie lied, pragtige lied, saam te sing. God van vreugde, God van vrede, God van lewe bovenal. God oor my, God van gister, God van vandag, God van ewigheid bovenal. God oor my, God oor my. Jy in die hemel straal van die magtigheid, en my lewe spreek van die waarheid. Halleluja in die hemel, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Halleluja op die aarde, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Oh, halleluja. Oh, halleluja. God van almag, God van krag, God oor die nasies bovenal. God oor my, God van verlossing, God van genade, God van vergifnis bovenal. God oor my, oh, God oor my. In die hemel straal van die magtigheid, en my lewe spreek van die waarheid. Halleluja in die hemel, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Halleluja op die aarde, halleluja in my hart,
dis altyd vir my 'n geweldige voorreg om die seën oor mense te kan uitspreek. So, ek kom seën jou met die liefde van 'n Vader, wat jou oneindig, onvoorwaardelik liefhet, met 'n liefde wat nooit opraak nie. Ek kom seën jou met Jesus se vergifnis, met Jesus se verlossing, met Jesus se vrymaking. Ek kom seën jou met die Heilige Gees wat in jou woon, jou trooster en jou leidsman. Amen. Die skrywer van Hebreërs skryf vir 'n gemeente wat moedeloos, moeg en op die punt was om op te gee. En die rede waarom hy hierdie nodig het om hierdie brief te skryf is, hulle het hulle visie op Jesus verloor. Hulle het vergeet wie Jesus is en wat hy gedoen het. Sondag dink ons en kyk ons na wat Hebreërs sê oor offers en ook oor die offer wat Jesus gebring het. Nooi jou uit, kom neem deel aan hierdie erediens.